Goeiemôre en baie welkom by hierdie erediens. Mag jy vanoggend regtig net bemoedig word, mag jy vanoggend sommer net bekragtig word en mag jy vanoggend ook iets beleef van God se genade vir jou in hierdie tyd ook. Ek gaan vir ons 'n gebed doen en dan gaan ons vir die Here vra dat hy ons sal help om ook op hom te kan fokus vanoggend. Vader, ons lees en ons het al gehoor, Here, dat U die Alfa en die Omega is. Here, U is die begin en U is die einde. Here, dankie dat U die een is wat nuwe lewe en nuwe groei in ons begin. Here, dankie dat ons ook kan weet en kan verklaar, Here, dat U is die een wat ook die laaste sê het oor ons lewe en ook oor dit wat in hierdie wêreld aangaan. En Here, mag ons ook vanoggend net iets beleef van U inspraak en U nabyheid in ons elkeen se lewe. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Daar gaan nou 'n paar liedere gespeel word en mag jy ook hierdie liedere gebruik om die Here vanoggend te aanbid en mag dit sommer net vir jou 'n wonderlike tyd saam met die Here wees. Vaste fundamente het God sy kerk gebou. Apostels en profete het ons dit toe vertrou. Die koning van die hemel, hy skep die woord en gees, verloren is op aarde, dan hou sy volk kan wees. Hy roep uit alle volke, 'n volk vir hom te saam, een in geloof en werke, een in sy heilige naam. Hy gee die brood, die beker, hy gee die heilige doop, ek het jou dier gekoop. Ja, hy lê die steen, hy is die rots, sy fundament is vas, hy is God, o ja, hy is. Ja, hy lê die steen, hy is die rots, sy fundament is vas, hy is God, o ja, hy is. Ja, hy is God. O Heer, skryf in ons harte, dat ons dit nooit vergeet, al pynig ons die smarte, al martel ons die leed. Die kruis van ons verlosser sluit vergesigte oop in 'n verwarde wêreld, bring dit weer vaste hoop. Ja, hy lê die steen, hy is die rots, sy fundament is vas, hy is God, o ja, hy is. Ja, hy lê die steen, hy is die rots, sy fundament is vas,
because of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, and I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Because you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. Oh, you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Oh, it's love so undeniable. I can hardly speak. Peace so unexplainable. I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, love. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're good. You are perfect in all of your ways. It's who you are. It's who you are, and I'm loved. You are perfect in all of your ways. It's who I am. It's who I am. Jy het waarskynlik al gehoor dat mense sê, veral onlangs, dat mense iets sê soos dinge sal nooit weer dieselfde wees nie. Dinge gaan nooit weer dieselfde wees nie. Ek weet nie wat sulke stellings of so 'n stelling met jou maak nie.
weet nie hoe dit jou laat voel nie. Wat is die emosie wat by jou opkom, of watter denke kom by jou op wanneer jy hoor, dinge gaan nooit weer dieselfde wees nie? Nou, vanoggend is Moedersdag, en ek hoop nie, ek gooi nou 'n bom neer daar in julle huis waar julle nou sit, en dat jy dit vir die eerste keer hoor nie. Gelukkig het jy nou darm nog min of meer so 20 minute, om iets te doen omtrent, om te dink wat jy kan doen vandag. Maar weet jy, as 'n ou dink aan Moedersdag, dan moet ons vir mekaar sê dat wat verandering betref, weet ma's baie van verandering. Hulle het verandering al eerstehands aan hulle lywe beleef. Want wanneer 'n ma en 'n kind of 'n baba moet dra, dan verander 'n klomp dinge, radikaal. So, as jy so daaraan dink, dan besef jy dat verandering is eintlik so 'n natuurlike ding, en ek gaan nou nog ietsie daaroor sê. Maar dit is ook interessant dat die kerk verwys word na as 'n moeder, dat die kerk gesien word as 'n moeder. En as dit kom by verandering, dan weet die kerk ook nogal iets van verandering oor die eeue. En ons gaan vanoggend so 'n bietjie daaroor praat, maar vir nou wil ek eers stil staan by die lewe van twee vrouens uit Johannes, en hierdie twee vrouens se lewens was nooit weer dieselfde nadat hulle Jesus ontmoet het nie. Daar was 'n nuwe normaal in hulle lewens na hulle ontmoeting met Jesus. Die eerste vrou is natuurlik die vrou in Johannes 4, die Samaritaanse vrou wat Jesus by die put ontmoet. En ek gaan so kortweg en vinnig vir julle iets vertel van hierdie twee vroue. Nou hierdie vrou in Samaria, ons lees in Johannes 4 dat Jesus was op pad na Galilea toe, van Judea af, en dan lees ons die woord, Jesus moes deur Samaria reis. Nou dis 'n vreemde ding om te lees, as jy so 'n bietjie die konteks verstaan. Jode het Samaria doelbewus vermy in daai tyd. Dit was 'n tyd wat die Jode vermy het. Hulle het nie deur Samaria gereis nie, maar ons lees Jesus moes deur Samaria gaan. En dan ontmoet hy hierdie vrou by 'n put, hierdie Samaritaanse vrou, en hy begin 'n gesprek met haar te voer. En sy sê ook vir hom, weet jy, jy's 'n Jood, ek's 'n Samaritaan, ek verstaan nie eintlik hoekom jy met my praat nie, oor die algemeen wil ons niks met mekaar te doen hê nie. En ook interessant dat hierdie vrou water kom haal by die put in die middel van die dag wanneer niemand anders water kom haal nie, is te warm, en dit sê ook iets van haar reputasie. En later sien ons dat Jesus ook vir haar sê, ek weet dat jy al 5 mans gehad het, en die een wat jy nou het by is jou 6de man. So Jesus is bewus van wie sy is en waar sy vandaan kom. Hy ken haar storie. En dan begin hulle te gesels oor water en waterskep, en Jesus verwys na die lewende water, of water wat soos 'n fontein borrel, en ek wil daai vers vir julle lees. Dis vers 13 waar Jesus sê, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry, maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Nou, toe Jesus hierdie woorde vir hierdie Samaritaanse vrou sê, toe sê sy onmiddellik, ek wil van daai water hê. En so kon hy vir haar probeer verduidelik dat hy die een is wat hierdie water vir haar kan gee. Hy is die Messias. En dan lees ons ook verder dat Jesus die bekende gedeelte sê waar hy sê dat die wat in hom glo, of dat daar 'n tyd gaan kom wanneer mense die Here deur die Gees en in waarheid sal aanbid. En dan gee eintlik vir hierdie vrou die uitnodiging dat sy dit self eerstehands kan beleef. En so verander hierdie vrou se lewe. Haar lewe verander handomkeer. Haar lewe sal nooit weer dieselfde wees nie. En aan die einde van hierdie verhaal dan lees ons dat sy vir die res van die mense in die dorp in Samaria waar sy gebly het, vir hulle gaan vertel het van wie Jesus is. So sy is waarskynlik die eerste sendeling in Samaria in. Hierdie vrou het 'n absolute nuwe normaal gehad na haar ontmoeting met die Here. En dan die tweede verwysing na 'n vrou in Johannes wat hierdie ontmoeting met Jesus gehad het. Dis een van my gunstelinge gedeeltes in die Bybel, en dit is Johannes 8, waar Jesus met die vrou praat wat op oorspel betrap is. En dan, Jesus is in die tempel besig, hy is besig om mense te leer, en dan kom die fariseërs en skrifgeleerdes daaraan met hierdie vrou, en sy is op oorspel betrap, en hulle probeer om vir Jesus vas te vra. Hulle sê vir Jesus eintlik, kyk hierdie vrou, wat moet ons met haar doen? Die wet sê, hierdie oordeel moet voltrek word. Sy kan nie bly lewe nie. En wat sê jy moet ons doen? Maar jy sien, eintlik
het hulle nie 'n saak met geregtigheid nie. Wat hulle eintlik wil hê, is hulle wil Jesus vasvang. Want maak nie eintlik saak wat hy sê nie, hy is in 'n hoek vasgedruk. As hy sê, nee, weet jy, die wet van die Romeine sê, ons is nie geregtig om so oordeel te kan voltrek nie, dan is die Jode kwaad vir hom. As hy sê, nee, weet jy wat, kom ons doen wat die wet sê, dan is hy in die moeilikheid by die Romeinse wet. Maar dan plant Jesus hierdie verskriklike slim uitklophou. Die bekende gedeelte wat jy waarskynlik ken, waar Jesus sê, die een wat 'n skoon gewete het, tel die eerste klip op en gooi hom. En julle weet dan wat gebeur. Dan stap hulle weg, daar's niks wat hulle kan doen nie, en dan bly Jesus met hierdie vrou alleen agter. Ons het vroeër sê Johannes 8 dat Jesus op die sand geskryf het, en dan skryf hy weer op die sand, en dan praat hy met hierdie vrou. En dan sê hy vir haar, is daar niemand wat die oordeel wou of kon voltrek nie? Dan sê sy, nee Here, daar was niemand. En dan sê hy vir haar hierdie kosbare woorde, waar hy vir haar sê, ek doen dit ook nie. Gaan nou van hier af en moenie weer sondig nie. Jesus bied aan haar die uitnodiging om te sê, hier is vir jou geleentheid. My genade maak dit vir jou moontlik om vandag 'n nuwe normaal te kies. 'n Nuwe lewe, verandering in jou lewe. Ons lees nie weer in Johannes 8 van hierdie vrou nie, ons weet nie wat met haar lewe gebeur het nie, maar ek kan jou waarborg, haar lewe was nooit weer dieselfde nie. Dit is die verandering wat die genade van Jesus aan elkeen van ons kan bring. Daar's so 'n kragtige gedeelte in 1 Petrus, as ons dink aan my en jou se verandering, ons eie verandering en Jesus wat ons uitnooi daartoe, wat ek graag vir julle wil lees uit die boodskap vertaling. Dis van vers 18 tot 19. Julle is nie mense wat net vir hierdie wêreld leef en vir wat julle daaruit kan kry nie. Dinge het mos heeltemal vir julle verander. Vroeër was julle, soos julle voorouers, mense wat in 'n geestelike tronk gesit het. Soos mense vasgevang agter tralies, het julle 'n doellose en 'n leë lewe gelei. Toe het Jesus die boete kom betaal wat die geestelike tronkdeure vir julle laat oopswaai het. Julle kon weer regtig begin lewe. Hy het nie die boete met goud of sakke vol geld betaal nie, want sulke goed sal later hulle waarde verloor. Nee, hy het met sy eie bloed betaal. En wat 'n groot prys was dit nie. Ons hoef nooit weer dieselfde te wees nie. Verandering is vir my en vir jou eintlik in 'n sin natuurlik. Ek weet nie of jy dit weet nie, maar ons vel is eintlik die hele tyd besig om dood te gaan. Daar is selle in ons vel. Hulle sê omtrent so 30.000 tot 40.000 selle in ons vel wat per minuut doodgaan. Nou, wat is die implikasie daarvan? As ons so baie doodgaan, dan word daar nuus geskep. So ons liggaam is eintlik voortdurend besig om te verander. Dis deel van ons DNA om te verander. En weet jy wat, ons het vroeër vir mekaar gesê dat die kerk is die moeder, die kerk word na verwys as die moeder. En die kerk ken ook van nuwe lewe, nuwe verandering, nuwe dinge. Die kerk is eintlik so weerkragtig as jy dink aan dit wat ons lees by die vroeë kerk en dit wat ons in Handelinge lees en ook in die geskiedenis, dat die kerk eintlik die beste verander wanneer die kerk onderdruk is of wanneer die kerk op soek is na 'n nuwe normaal. Ons sien dit in Handelinge, soos ek gesê het, ons sien dit in die vroeë kerk waar daar vervolging was van die kerk. En juis in hierdie tye was daar 'n opbloei in die kerk van Jesus. Selfs reg deur die geskiedenis sien 'n mens dit raak. Dat swaar kry, ellende, uitdagings nog nooit die kerk lam gelê het nie. Inteendeel, as ou kyk na 'n land soos China waar die kerk eintlik die kerk word nie ondersteun in China nie, inteendeel die kerk word vervolg in China. Is die kerk van Jesus in China besig om nog steeds met rasseskrede te groei? Wat 'n wonderlike getuienis is dit nie van die kerk van Jesus wat nie bang is vir verandering nie. Dis eintlik 'n wonderlike ding om te onthou. Ook so belangrik vir ons om te onthou is dat vrees nooit 'n goeie motiveerder is vir verandering nie. Die Here gebruik nie vrees om ons te dwing in verandering nie. 1 Petrus stel dit eintlik vir ons so mooi waar die Here eintlik ons uitnooi tot verandering en sê, hier is die nuwe kans, hier die nuwe geleentheid vir 'n nuwe lewe vir jou, 'n nuwe normaal. En dan sê hy ook eintlik, wat is dit wat verandering moontlik maak in my en jou lewe?
Ons sien dit in Johannes 4, ons sien dit in Johannes 8, ons sien dit in 1 Petrus. Dit is absoluut genade wat dit vir my en vir jou moontlik maak om 'n nuwe normaal te soek. Mag dinge absoluut nooit weer vir ons dieselfde wees nie. Dit moet so wees. Dit moet voortdurend vir ons so wees. Tot die dag wat ons doodgaan. Dit moet ons nie bang maak nie. En weet jy, in 'n korporatiewe opset, daar waar jy werk, ook in jou huis, my huis, jou huis, is dit ook belangrik om dit te onthou, dat vrees mense nie gaan motiveer om te verander nie. Vrees gaan mense lam lê. Maar as ek en jy bewus bly van die absolute genade waarmee Jesus met elkeen van ons besig is, dan motiveer dit ons en dit help ons om ander ook te kan lei in verandering, uit te nooi tot verandering. Mag jy dit so beleef en ervaar in jou eie lewe, en mag die kerk van Jesus, hierdie gemeente, maar die kerk van Jesus, mag die kerk van Jesus op soek wees na 'n nuwe normaal waar mense opnuut iets beleef van die liefde van Jesus, waar mense tot bekering kom, radikaal tot bekering kom, waar ons mense uitnooi om die Jesus lewe op 'n baie kosbare en 'n vars manier te beleef en te ervaar. Jy gaan nou sien dat daar ook op die skerm die kerk se bankbesonderhede is, en daar is vir jou 'n geleentheid om jou dankoffer te kan doen. En soos ons vir mekaar verlede week ook gesê het, 'n dankoffer is eintlik 'n teken van ons wat vir die Here sê, Here, dankie dat U die een is wat vir my sorg. Dankie dat U die een is wat verandering en nuwe groei en alles wat daarmee saamgaan in my lewe laat gebeur. So jy is welkom om jou dankoffer ook te doen. En dan wil ek jou eintlik net uitstuur met 'n seën. 'n Seën sodat jy ook 'n seën kan wees vir ander in hierdie week wat voorlê. Mag jy beleef dat die genade van die Here wat sy skepping onderhou, God die Vader, by jou sal wees. Mag die genade waarmee Jesus vir elkeen van ons aan die kruis gesterf het, vir jou genoeg wees hierdie week. En mag jy beleef hoe die Heilige Gees ook in genade 'n pad van 'n nuwe normaal saam met jou stap. En mag dit ook ander mense inspireer tot verandering in hulle lewe. Die Here seën jou.